C.Media. Welkom by die heel eerste episode van Buitelyn. Ek is André Pierre Du Plessis. Hierdie is 'n poging om vir jou te vertel wat sakenuus is. Hoekom dinge wat met syfers te maak het 'n bietjie meer interessant is as die res van algemene nuus. Ek het 'n spulnotasie gehad, maar nou besef ek moet eintlik maar net hierdie goed alles duimstyg. Jy sien natuurlik hierdie boksie langs my. Dit het 'n storie geword vir wat ek probeer doen met Buitelyn. Ek het hier in 'n garage gevind, in 'n woonstel in C-punt, wat ons 2 jaar terug gekoop het. En buite vir die nostalgiese waarde, het dit my laat herinner hoe opgewonde ons op 'n tyd geraak het oor nuwe video. Nuwe programme, nuwe gesigte, Scott. Iemand het gevra ek moet Scott betaal om hier te wees. Scott, as jy kyk, is meer as welkom, kom wees my meer aanbieder. Maar buite vir die ontwerp, buite vir die keurige Afrikaans, is hierdie iets wat ek altyd langs my wil hou, of in hierdie spasie wil hou, om my te herinner. Hoekom goed soos propvol topvermaak is een woord, of hoekom jy die korrekte ligdraad moet gebruik vir 'n Mnet dekodeerder. Wat dit was, hoe dit ons geïnspireer het, en hoe dit gevoel het. Ek weet dit is 'n baie ver droom om enigiets te skep wat hierdie tipe gevoel by 'n mens kan wakker maak. Juist omdat ek nie Scott is nie. Maar ek dink ek wil graag ander mense aanmoedig om dieselfde te doen, spesifiek in die journalistiek en in Afrikaans. Baie van ons wit mans, vriende van my, mense wat ek ken, dink daar is iets fout daarmee. Jy is nie veronderstel om Afrikaans te celebrate nie, jy is nie veronderstel om jouself 'n Afrikaner te noem nie. Hierdie is nie 'n program oor kultuur, stand en wat dit beteken om in 2026 in Suid-Afrika te bly nie. Maar ons woon hier of in die buiteland, en dis wie ons is, en dis wat ons verstaan. En vir al die jare wat ek in die buiteland gebly het ek dit gemis om met ander mense 'n bietjie meer te gesels oor goed waar ek omgee. Ek het nou vir 'n goeie 10-15 jaar net in sakejournalistiek gewerk, hoofsaaklik in televisie. Dis 'n baie ligte vlak. Ek is nie 'n ondersoekende joernalis nie. Ek is nie buitengewoon goed daarmee om finansiële resultate te verstaan nie. Ek het reeds 'n Substack begin, dalk is meeste van julle daarin reeds ingeteken, en dis die hoofmanier waar ek my gedagtes elke dag vorm. Buitelyn, die naam is noodwendig baie generies, sodat dit nie noodwendig sê dis nuus nie, of sakenuus nie, maar net 'n buitelyn, 'n vet, ronde lyn wat rondom stories probeer vir jou verduidelik wat in die toekoms gaan gebeur. Ek dink ons hoofrede hoekom ons nuus verbruik is om te verstaan hoe met ons dag, ons week, ons wêreld vandag en môre verstaan en voorberei op hoe dinge gaan verander. Natuurlik, as jy my nuusbrief elke dag gelees het tot nou toe, sal jy sien AI speel 'n geweldige groot rol. AI het alles oorgeneem, maar daar's belangrike dinge wat gebeur elke nou en dan wat jy moet werd is om oor te gesels. So AI is een van die groot temas wat ek altyd gaan probeer deurvoer in my videoprogram. Dit speel ook 'n sentrale rol tot die Buitelyn ekosisteem. AI help my om dinge op te som. Later vanjaar stel ek ook 'n AI podcast bekend, saam met my vriend Gys Houg, 'n tegnoloog in Wene, waar ons praat oor verskillende aspekte oor AI, meer daaroor 'n bietjie later. Dan natuurlik sakenuus. Ek dink daar's baie
sake in Suid-Amerika wat ons nie noodwendig van hoor nie, of waarvan jy nie noodwendig bewus is nie, maar daar is so baie inligting daaroor, en ek dink ons almal hou van Google, hier is 'n Google phone, Google produkte, Apple produkte, wat gaan aan met hulle maatskappye, wat voorsien hulle, hoe speel hulle in die AI spasie, en dan natuurlik Amerika, die magtigste land in die wêreld, is besig om in alles wat gebeur in die wêreld, kan jy sien hoe daar uiteindelik hierdie land, hierdie plek wat jy weet die hele wêreld georganiseer het in 'n manier, veral finansiëel, hoe Amerika besig is om nie meer die groot uitskieter te wees nie. Wat is die kragte wat daar teenoor speel? Hoe reageer Europa? Waar staan ons noodwendig in die suidelike punt van Afrika? En hoe is China besig om al hierdie verskillende, jy weet, planete rondom hom te interpreteer? 'n groot deel daarvan gaan ook wees die groot geeste, die mense, die personalities van Elon Musk, Jeff Bezos tot, ek moet nou 'n vrou se naam hier noem, maar ek sukkel, Maria Bartiromo, nee, sy is net 'n TV-aanbieder. GM, CEO, Maria, wat is haar naam? Maria Barra. So, AI, buitelandse sakenuus, en ook die media. Ek gaan 'n daaglikse, poog minstens, om 'n daaglikse insetsel te hê, getiteld Redding Boei. Nou, dit gaan spesifiek oor die media. Ek bedoel, die laaste maand is daar stories oor, wel ons weet, Media 24, Independent, en ETV, E-Media, is besig met konsultasieprosesse wat nou op dieselfde tyd gebeur. Daarnaas gaan ek probeer om elke nou en dan interessante onderhoude in te sluit, insetsels oor dinge wat gebeur in die wêreld. Jy weet, ek het 'n voltydse job opgegee, ja, omdat ek van my kop af is, maar ook omdat ek graag wil sien hoe suksesvol 'n projek soos hierdie kan wees. En dit gaan geweldig afhang van jou ondersteuning. Op YouTube kan jy 'n lid word. Daar's verskillende vlakke wat jy op verskillende maniere finansiëel kan bydra. Die eerste maand is verniet. Daarna is daar verskillende vlakke wat opbou tot wat ek noem die uitvoerende vervaardiger lidmaatskap. Hierdie gedeelte van Buitelyn word aangebied deur Easy Equities. In hierdie afdeling wil ek praat oor, jy weet, aandelemarkte. Ek dink dit is altyd interessant net om te weet wat in die wêreld aangaan, selfs as dit baie breed. Byvoorbeeld, jy weet, Amerika se indekskontrakte het in 'n nou band verhandel hierdie afgelope week. En die rede is, daar's baie onsekerheid oor 'n hele paar goed wat gebeur. Beleggers is afwagtend vir 'n rits soort van kritiese ekonomiese gebeure om te bepaal watter rigting die mark gaan. Later hierdie week begin Jackson Hole, ek skryf oor in my nuusbrief om vir jou te verduidelik hoekom dit so belangrik is. En natuurlik geopolitiese spanning wat aan die orde van die dag is. Trump beplan om nuwe ekonomiese sanksies teen Iran in te stel. Op die voorblad van die Wall Street Journal vandag is daar 'n baie goeie storie oor hierdie, wat baie duidelik is, trade war is tussen Canada en Amerika. Ek gaan vir jou net 'n stukkie oorlees. Mark Carney, wat natuurlik die eerste minister is van Canada, het besluit, luister, genoeg is genoeg. Daar was hierdie marathon geselsies tussen die twee wat nou al vir weke aangaan. Maar Vrydag het ooreenkomste totaal en al ingegee. Early last week, less than 2 hours before a slate of new levies on Canadian goods, Trump announced a deal on social media, natuurlijk, and a 3-day delay to give officials time to complete the details. But shortly after 11:30 p.m. on Friday, the US said Canada walked away from the table and had made new demands. The two sides blame each other for the collapse in the trading relationship that involves $900 billion a year. Canadian Prime Minister Mark Carney said the tariff constructed an attack on Canada. Nou, as jy enigiets van Mark Carney weet van sy tyd as hoof van die sentrale bank van Engeland of in sy private hoedanigheid, hierdie man
gaan nie terugstaan vir Trump nie. So dis waaroor ek gaan praat, dis waaroor ek wil praat in hierdie markafdeling. Ook 'n geweldige goeie plek vir jou om na te gaan, vir die jongste data, vir die grootste, vir die biggest movers op en af op die JSE. Dis buitelyn.com/markte. Teken asseblief in, want dit bring jou baie meer waarde. Daar is 'n manier wat jy 'n bietjie van 'n stockpicker kan wees. As jy nie weet wat 'n stockpicker is nie, moenie worry nie, daar kom 'n fantastiese onderhoud later die maand met my gunsteling stockpicker. Dit beteken maar net, dis iemand wat kyk na aandele en dan soort van probeer bepaal wat is 'n goeie en 'n slegte aandeel, wanneer moet jy koop of verkoop. Hierdie program is nie bedoel vir jou om enige beleggingsadvies te gee nie. Ek het 'n BA geswat, ek weet niks nie. Maar as jy jouself meer finansiëel probeer opvoed om te verstaan, hoekom is die rand vandag op of af? Hoekom doen Naspers vandag goed of sleg? En jy weet, soms is die stories baie eenvoudig, soms maak dit glad nie sin nie. Maar hoe beter jy hierdie goed verstaan, hoe meer interessant kan jy wees by daai braai, of hoe meer kan jy dalk begin speel met aandele as jy reg verveeld is. En weer eens, geen van die advies wat ek hier gee in my persoonlike hoedanigheid of enige van die mense wat by my aansluit is makelaars nie. Soms is dit dalk, soms is dit ekonome, maar wat hulle sê is nie veronderstel om geïnterpreteer te word as finansiële advies nie hoegenaamd nie. Jy weet, kry asseblief vir jouself iemand wat wel weet waarom jy geld te belê. Hierdie program word nie bedoel op enige manier om daai rol te vervul nie. Easy Equities is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en gelisensieerde ODP. Okay, so ek het gesê ek gaan oor AI praat. Wel, hierdie naweek was die Silverskermfees. Dis die eerste een wat ek al ooit bygewoon het. En die eerste keer in my hoedanigheid as joernalis vir Buitelyn of vir Sepen Media. Baie dankie aan almal by Kyknet wat dit moontlik gemaak het. Ek het gedink dis fascinerend hoe AI soort van die gesprek was in die manier wat hulle dit bemark het. Jy sou dit gesien het, hulle het in vennootskap met Vuma hierdie branding gehad, mense-made movies. Jy weet, baie sterk emphasis op die feit dat jy het mense nodig om movies te kan maak. Dit is nie masjiene nie. By die Silverskerm prysuitdeling, soos ek dit noem, die groot gala geleentheid op die einde van die fees, het hoof van Kyknet, Waldemar Pelser, hierdie pleidooi gelewer aan kykers om te sê, as jy inteken en betaal vir jou DStv, is dit jou stembriefie om te sê, jy ondersteun Afrikaans. Nou, ek verskil van Waldemar, net omdat jy weet lief is vir Afrikaans beteken nie, jy hoef DStv te betaal nie, jy hoef nie Kyknet te hê nie, daar is ander maniere wat jy Afrikaanse vermaak of musiek of flieks kan ondersteun, deur na Netflix te gaan. Byvoorbeeld, die fliek wat die beste gedoen het by die Silverskermfees is een van Nagvlug se produksies, Landmyn met Annemar van der Merwe, fantastiese film wat later vanjaar by 'n bioskoop gesien kan word. Gaan sien toe, koop jou kaartjie, net soos my Fok Marlies, wat Nagvlug ook vervaardig het en geweldig goed gedoen het. En dit wys vir jou, jy weet daar Afrikaans is nie dood nie, mense kyk nog steeds flieks, maar daar is hier die misverstand binne wat eens die groter Naspers was, dat as jy Afrikaanse vermaak of video of nuus wil verbruik, moet dit noodwendig binne in hulle geslote stelsel wees. Dit moet op DStv wees, jy moet 'n netwerk 24 subskripsie hê, anders ondersteun jy nie Afrikaans nie, en dit is rubbish. En dis hoekom daar meer mense soos Isak Du Plessis, en soos ek, ons is glad nie familie nie, en ander mense wees wat moet probeer om hierdie tipe goed te doen op YouTube, op Substack. Ek het nou hierdie hele gesprek omvergewerp om my eie debat hier te voer, maar my punt is net, Waldemar, ek verstaan, ons verstaan, DStv sukkel, ja, DStv maak fantastiese produkte, maar die wêreld is besig om gedemokratiseer te word van, jy weet, dit kos nie meer so duur om 'n goeie beligting soos hierdie te hê waar ek nou hier sit nie. Jy het nie meer 'n produksiehuis nodig om 'n video op die internet
te plaas nie. Wat ek besig is om te doen is net ek, dis niemand anders nie. En dis moontlik. As jy 'n opinie het, spring op die internet. As jy dink jy het 'n unieke perspektief wat jy het, elkeen van ons het, klim op die internet en vertel vir ons wat jy dink van die wêreld wat rondom jou aangaan, want toenemend, en ek maak baie video's hieroor op my TikTok, Appeltjie, of ook op my Instagram, AP the AP, waar ek praat oor hierdie tendens, dat ons wêreld is besig om te skuif van, ten minste op die internet, van influencers, van smaakmakers, mense wat by jou deurklop en sê, gee vir my 'n gratis boereworsrol en ek sit vir jou 'n video op die internet wat 10,000 views gaan kry. Dit beweeg van daai spasie na mense wat kenners is, wat regtig iets weet en daai inligting met jou wil deel oor die internet. Ons is 'n nasie en ek dink ons het 'n kultuur waar ons geweldig probeer om goed vir onsself te hou en ons wil dit nie deel nie, maar dit is besig om te verander. Ten minste in die buiteland. En jy weet, die bietjie wat ek weet van sake nuus is die enigste ding wat ek kenner in is. Maar met buiteland wil ek dit graag deel. En oor die afgelope maand is die tipe terugvoer wat ek gekry het, ten minste van die mense wat die nuusbrief lees, geweldig positief. En ek hoop dat hierdie video soortgelyke waarde sal toevoeg tot jou media gebruik vandag. Ek hoop jy sit by die huis en kyk hier op jou smart TV en moenie probeer om te kyk op jou foon nie, want dit is dalk 'n bietjie moeiliker. En dan die ander ding wat ek fascinerend gevind het, en ek skryf oor in vandag se nuusbrief, is AI. Die paneelbesprekings wat oor AI gehandel het by die Silver Skermfees. Ek kan nie iemand se naam onthou nie, maar ek het dit in die nuusbrief ingesluit en hy het gesê, jy weet, die regtige die distinction wat ons moet maak oor hoe AI bydra tot filmmaking is, saam met AI kan jy geweldig kreatief raak. Die website wat Piet Botma gebou het, buitelyn.com, die sosiale media op al ons sosiale media platforms is met behulp van AI, maar dit beteken nie ons skakel mense heeltemal uit nie. Ek moet nog steeds oor alles kyk en seker maak dit maak sin en dis feitelik. Ons gaan altyd mense nodig hê om redakteurs te wees en om seker te maak goed maak sin, en ek dink wat so interessant is vir my is wat moontlik is in Afrikaans. Elke Jan Rapp en sy maat is op die oomblik besig om AI te gebruik om Engelse inhoud te genereer. Maar wat van ons het in Afrikaans is, waar is julle? Dis lekker om met hierdie goed te speel. Ons is op die punt van 'n nuwe wêreld. Dis tyd om al die spaghetti teen die muur te gooi en te kyk wat gebeur. So, ek hoop ek kan jou aanmoedig om dit te doen. Gepraat van AI, gepraat van die filmbedryf, daar's 'n interessante storie wat besig is om af te speel in Hollywood, oor wat beteken dit as 'n akteur dood is. Robin Williams, jy het dalk gesien as jy op TikTok is, daar's baie video's wat deesdae gebruik word of geskep word, wat dit lyk asof Robin Williams nog steeds lewe, en hy loop in die bos rond en hy gee vir jou al hierdie staaltjies oor hoe jy moet jou uitkyk van die lewe moet wees. En Robin Williams se familie is natuurlik geweldig ontstel hieroor. Hulle het sy Instagram weer geaktiveer, hulle het toegemaak nadat hy dood is. En hulle het dit gedoen juis omdat hulle vir jou wil wys hoe waardevol dit nog steeds is om vlees en been te wees. So ek het ons enigste AI-agent hier by Buitelyn, haar naam is Alida. Ek het haar gevra om my woorde te lees en hierdie insetsel vir jou aan te bied. So ontmoet asseblief Alida, as jy haar nog nie van tevore ontmoet het nie. Sy is 'n voltydse Buitelyn AI-joernalis. Dankie Alida. Buitelyn Pop. Die kinders van die wyle filmlegende Robin Williams beskerm nie net hulle pa se nalatenskap nie. I ask you about love, probably quote me a sonnet. Hulle veg terug teen wat hulle kunsmatige intelligensie misbruik noem. Zack Zelda en Cody Williams het sy Instagram-rekening heraktiveer. They've had enough, and it's time to really take a look at AI and how people are exploiting their dad's memory and his legacy. Fosse, you do Martha Graham.
Die akteur se dogter Zelda het al voorheen teen kunsmatige intelligensie gegenereerde video's uitgevaar. Nou gebruik sy haar pa se Instagram om mense te herinner aan werklike oomblikke uit sy lewe. Die gebruik van kunsmatige intelligensie is kontroversieel in Hollywood. Taylor Swift en Matthew McConaughey het albei regstappe geneem om hulself teen die misbruik van kunsmatige intelligensie inhoud te beskerm. Maar ander het die vinnig ontwikkelende tegnologie omhels. Val Kilmer, wat onlangs oorlede is, speel in die komende film As Deep as the Grave. Sy vertoning is heeltemal deur kunsmatige intelligensie gegenereer. Vervaardigers sê dit is gemaak met die goedkeuring van sy familie, wat video's van Kilmer deur sy lewe verskaf het. I think the top consideration is what is it being used for? And then of course there's money. You know, these AI companies have a lot of money. And I think also what does using their likeness in an AI production after their death, how does it affect their legacy, their memory? So dis die eerste episode van Buitelyn. As jy enige kommentaar het, e-pos my asseblief by hallo@buitelyn.com. Soos ek vroeër gesê het, asseblief, daar is 'n geleentheid om 'n bydrae te wees, 'n weldoener, net 'n ondersteuner, verskillende prysvlakke. Jy kan hieronder klik hierso. Dit sê join in Engels. Jy het die eerste maand gratis en ek gaan poog om letterlik elke dag wat die JSE oop is, sal daar 'n video wees. Ek wil ook graag vra, kyk ook, hierdie ding beweeg dalk 'n bietjie rond, afhangend wat se tyd van die dag of die week jy daarvoor gaan klik, maar daar is Buitelyn kepse, bekers, nie hierdie in nie. Ek sal dit vir jou wys in 'n volgende episode. En teemde, as jy dink jy wil Buitelyn ondersteun in daai opsig, ons het die merch route gegaan. Dit is 'n bietjie duur, want hierdie winkel het YouTube create in Amerika. So as jy in die buiteland is, of spesifiek in Amerika, maak dit meer sin om by hierdie winkel iets te koop. Andersins, vir julle wat in Suid-Afrika is, daar is 'n tweede winkel wat ek besig is om te bou met 'n spesifiek C-Punt Media, my moedermaatskappy, vir al die verskillende goed wat ek doen hier in C-Punt, waar daar verskillende produkte en ander produkte gaan wees. So, wag net daarvoor. Baie dankie dat julle gekyk het. Laat weet wat julle dink. Vertel mense daarvan en teken in op die nuusbrief. Gaan na buitelyn.com en as jy enige vrae het, laat weet, los kommentaar. Ek praat weer môre met julle.